In die hand daarvan dat het vandag Goeie Vrydag is en ons weet ook dat Goeie Vrydag beteken dat ons terugkyk in die verlede, maar ook vorentoe kyk na waarheen ons gaan. In die hand daarvan lees ek 'n paar verse uit Exodus hoofstuk 12, vanaf vers 1. Die middeldeel gaan ek nie lees nie, en dan weer die einde van die hoofstuk. Die instelling van die Paasfees. In Egipte het die Here vir Moses en Aaron gesê, hierdie maand is vir julle die belangrikste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, vir elke gesin een. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, kan 'n man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel volgens die getal persone. Julle moet die lam volgens elkeen se behoefte verdeel. Dit moet 'n jaar-oud rammetjie wees sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet hom goed oppas tot die 14de van die maand en dan moet die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. Julle moet die bloed smeer aan die sykant en bokant van die deurkusyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Julle moet dit gebraai eet, saam met ongesuurde brood en bitter kruie. Julle moet dit nie rou of in warm water kook nie, maar oor die vuur gebraai, met kopbootjies, binnegoed en al. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie. As daar die volgende môre nog iets oor is, moet julle dit verbrand. Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete, kierie in die hand. Dit is die Paasfees van die Here. Daardie selfde nag sal ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken. Ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan. En die vernietigende slag waarmee ek Egiptenaars gaan tref, sal julle nie tref nie. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat julle vier. 7 dae lank moet die brood wat julle eet ongesuurde brood wees. Reeds op die eerste feesdag moet julle ontslaa raak van die suurdeeg in julle huise, want elkeen wat in die 7 dae gewone brood eet, moet van Israel afgesny word. Op die 7de en die eerste dag moet daar 'n gewyde byeenkoms wees. Op hierdie dae mag geen werk gedoen word nie, behalwe dat vir elkeen iets te ete voorberei kan word. Onderhou die fees van die ongesuurde brood, want die eerste dag van die fees is die presiese dag waarop ek julle stamme uit Egipte bevry het. Julle en julle nageslagte moet die dag altyd as 'n vaste instelling vier. In die eerste maand moet julle van die aand van die 14de af ongesuurde brood eet tot op die aand van die 21ste van die maand. 7 dae mag daar geen suurdeeg in julle huis wees nie, want elkeen wat gewone brood eet, sal van die gemeente van Israel afgesny word. Dit geld vir vreemdelinge sowel as vir die gebore Israeliete. Julle mag glad nie gewone brood eet nie. En in al julle woonplekke moet julle net ongesuurde brood eet. En dan die einde van die hoofstuk. Julle en julle kinders moet altyd hierdie voorskrif eerbiedig. Wanneer julle in die land kom wat die Here vir julle gaan gee soos hy beloof het, moet julle hierdie verpligting nakom. As julle kinders sou vra wat beteken hierdie verpligting, moet julle sê, dis 'n paasoffer aan die Here, omdat hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het, terwyl hy die Egiptenaars getref het, het hy ons huise gespaar, toe die volk in aanbidding gebuig. Soos die Here vir Moses en Aaron beveel het, presies so het die Israeliete gedoen. Ja, interessante gedeelte, die instelling van die Paasfees, wat elke jaar moet gebeur, met 'n gewyde atmosfeer, met presiese opdragte. En dan kan ons ook sien dat die bloed van hierdie paasoffer, wat gesmeer is en die kusyne is, die teken is vir die Here om nie die eersgeborene kinders soos by die Egiptenaars te tref nie. Dat dit eintlik vryheid beteken, dat dit 'n gewaarmerkte teken is, dat onheil jou nie sal tref nie, dat onheil wat die Here bring, verby sal gaan. Ja, en so weet ons dat die paaslam van ouds so gevier is. Bene is nie gebreek nie, op 'n besondere manier geëet. En vandag, as ons vandag dink aan Goeie Vrydag, dan dink ons ook aan
die tyd wat ons op ons manier wat die Here vir ons geleer het, die brood eet en die wyn drink, om te herdenk sy liggaam wat vir ons gebreek is, geoffer is, die liggaam van Jesus Christus. Kom ons maak moeite daarvan om het elke dag te onderhou, daaraan te dink, maar ook bly te wees oor die vryheid wat sy bloed vir ons bring van sonde en die krag wat dit het om die dood weg te hou van ons huise af. Vir elkeen 'n geseënde dag.